Ons staan vandag stil by Filippense se inleiding en ek gaan weer soos in die verlede die inleiding wat ons kry in die 2020 vertaling met jou deel. Ek het hier en daar opgesom, maar dit is soos volg uiteengesit in die vertaling. Die tyd wanneer en die plek van waar hierdie brief geskryf is onduidelik. Dit word saam met Efesiërs, Kolossense en Filemon beskou as deel van 4 geskrifte wat bekend staan as Paulus se gevangenskapbriewe. Paulus het dit moontlik in Rome geskryf en wel tussen 52 en 61 na Christus. Nou, die naam Filippi, net so in die verbygaan, beteken liefhebbers van perde. Nou, die stad Filippi is in die noordooste van Griekeland, wat ook as Macedonië bekend staan, geleë. En die stad was reeds oud teen die tyd dat Paulus daar aangekom het. Trouwens, die begin daarvan gaan terug na die 4de eeu voor Christus. Paulus en Timotheus word as skrywers aangedui, maar Paulus se persoonlike trant toon dat hy die eintlike skrywer is, of ten minste die brief self gedikteer het. Paulus rig hierdie brief aan die gemeente van Filippi, maar noem daarby ook die gemeentelike amptsdraers. Hy het hierdie gemeente, wat hoofsaaklik uit Christene uit die heidendom bestaan het, op sy tweede sendingreis gestig. En dit was hierdie Christene wat hom verskeie kere in moeilike omstandighede ondersteun het. Daar het duidelik 'n warm, spontane verhouding tussen Paulus en hierdie gemeente bestaan. Die brief handel hoofsaaklik oor persoonlike sake wat Paulus sowel as die gemeente raak, onder meer die apostel se omstandighede en toekomsplanne, die besoek aan Epaphroditus en die Filippense se hulp, finansiëel en andersins, aan die apostel. Paulus waarsku teen onenigheid en haal in die verband die veelzeggende Christus loflied aan, wat ons kry in Filippense 2 vers 6 tot 11, 'n besondere gedeelte wat vir my baie beteken. Die gedagte van blydskap te midde van lyding staan egter deurgaans so sterk op die voorgrond dat Filippense die brief van blydskap genoem kan word. Nou, ongelukkig verwys Paulus volgens my navorsing slegs 1 keer direk in die brief na die Ou Testament, en dit is dan ook na hierdie verwysing wat ek gaan verwys wanneer ons weer gesels. Wat 'n voorreg om ook hierdie inligting te kan deel, en mag jy 'n lieflike dag binnegaan, liefhebber van wat ook al. Loop mooi.